Kom ons maak net seker, maar dit klink vir my die klank is daar, want Anso is daar, so daar sal die foute wees. Baie welkom, geliefdes in die Here Jesus, aan elkeen van u, en goeiemôre. Dis 'n heerlike somersoggend. Die mense wat vanoggend by die huis gebly het maandag of dinsdag ergens sal besluit dis te koud om vandag kerk toe te gaan. So, en nou is dit vanoggend heeltemal anders, maar dis tog vir ons heerlik. Ek moet dan net aansluit by ons geliefde dominee Robert John en net sê, en gelukkig hoef ek nou nie vanoggend kant te kies nie. Ek staan aan dieselfde kant as hy, maar vanoggend, gister het ons almal vir die bokke geskree so. En so ons is lekker opgewonde en bly oor die uitslag, die spel, alles, maar dit is vir ons absoluut wonderlik. Kan ek gou seker maak of daar vanoggend besoekers is? Ek besoekers, nuwe intrekkers, daar is besoekers van die Mansdorp wat ek nou ken. Ek sê vir hulle baie welkom. Kleinhans is hulle van en so, dan is daar nog nuwe intrekkers, want die gemeente het die pragtige gebruik om dan vir iemand so 'n mooi kruisie te gee. Is daar vanoggend nie 'n nuwe intrekkers is nie. Ek probeer nou mooi sag praat, laat dit so vriendelik as moontlik oorkom, dat as daar nou 'n nuwe intrekker is, dat hulle nou nie bedink ek wil nie naby daai man kom nie, hy klink net te rof. So dit is regtig nie nodig nie. Goed, dan gaan ek nou kyk of daar iemand is wat vir ons die Christus Kers wil kom aansteek. Wie wil dit graag vanoggend doen? Ek sien as daar kom Hermanus, en nou ek is bly jy kom Hermanus, want jy lyk nog meer rof as ek so. Dit is eintlik wonderlik dat 'n mens hierdie gebruik ook so kan hê, en hierdie pragtige uitbeelding van deur die lig van die lewe wat ons in Christus het. En ek dink voordat ek nou gaan begin met die aanvangswoord, gaan ek, as jy nou agter op die aankondigings kyk, nou ek wou ietsie daaroor sê, maar nou gaan ek vir ons sommer gou lees wat hier op die aankondiging staan, want ek kan nou in verband met die koninkrykstyd nie dit beter sê as wat dit hier staan nie. So as jy 'n aankondiging het op die agterblad, is die verduideliking van die koninkrykstyd waarin ons nou is. Kom ek lees dit sonder om eers verder te praat. Met die seisoene van Advent, Kersfees, Epifanie, Lydenstyd, Pasen en Pinkster het ons die gebeure oordink van Jesus se koms, sy aardse bediening, sy sterwe, opstanding en hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. Nou is dit agter die rug en ons is in koninkrykstyd. Dit is die tyd van lewe met Jesus as die Here, die koning, die een wat deur sy Gees lewend by ons teenwoordig is. Belangrik is dat ons moet verstaan dat God se koninkryk anders is as ander koninkryke. Anders as in die geval van koning Ahasveros in die verhaal van Ester, is die koninkryk van God nie een waar met mag en vrees van bo af geregeer word en waar die onderdane maar bloot aan die koning se grille moet voldoen of met hulle lewe boet nie. Jesus het kom wys dit is anders. Hy verduidelik aan sy disippels dat dit gaan oor diens aan mekaar. Hy stel die voorbeeld. Hy regeer nie met 'n swaard nie, maar dien met 'n waskom. Die koninkryk van God is een van heling en van versorging. Dit is 'n bedeling van omgee vir mekaar en van vrygewigheid en gasvryheid. Die koninkryk van God bring lewe in oorvloed.
Dit is daarom ook 'n bedeling waarin onreg bestry word, om vir die verontregtes heling en vrede te bring. In die koninkryk van God is die liefdesgebod die sentrale gebod. Deur gehoorsaam hieraan te lewe, laat ons die koninkryk kom en bring ons die vreugde en vrede wat tekens is van God se heerskappy. Ek wil nou eintlik vir u sê, as jy nou nie ingevat het nie, omdat u die goed op die tegnologie kry, neem dan 'n aankondiging en gaan berge hierdie uiteensetting oor die koninkryks tyd, want ons gaan daarmee besig wees tot by die adventstyd, net voor Kersfees aan die einde van die jaar. Tradisioneel is dit in die kerkjaar, die tyd waar ons dan konsentreer met die woordverkondiging, met ons lewe, met alles op die koninkryk wat in Jesus gekom het, waarin ons leef en wat ons dan in hierdie wêreld nie moet gaan leef en uitleef dan ook. So, dan het 'n mens dit, want daar so 'n hele paar van ons wat ons nou al op die ouderdom is van, hoe het jy nou weer daai ding gelees daar in die kerk? Ek het nou weer 'n bietjie vergeet. En dan kan 'n mens dit weer gaan kyk en jouself herinner daaraan en gehoorsaam wees daaraan, dat as kerk van die Here Jesus, as sy volk in hierdie wêreld, dat ons dan met oorgawe, met toewyding, dankbaarheid, met blydskap kan dien en lewe tot sy eer alleen dan. Nou, met dit kom ons raak dan nou so stil voor die Here. Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister. Sy trou staan vir altyd vas. Amen. Daarom, geliefdes, aan elkeen van u, genade en vrede van God ons Vader in Jesus Christus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons sing nou 2 liedere saam. Ek gaan nou, ons sing lied 100 en dan lied 198 van albei die 3 verse, soos dit op die bord gaan wees. Ek gaan nie weer aankondig nie, die 2 liedere volg sommer net so op mekaar. Tot den God met blijdschap gee om eer. Kom dan aan je en prijs om mee ten lof gedeeld. De Heer is God, erken dat en
lief, sy almag ken geen perke. Hier is sy naam kom op sy skepingswerke, die groot heelal is sy gebied. Niks is van my, dis alles in genade. Ek sien het voortdurend oral trouwe Vader, U lof sal op my lippe bly. Waar God gebied, sal ons geen onheil vrees nie, want niemand kan soos 'n redder wees nie. Aan hom my lof, aan hom my lief. Kom ons bid nou eers saam. Here, op hierdie punt in ons in U teenwoordigheid wees, in ons saam wees, om te kan weet waarmee U besig is, en dat U koninkryk gekom het, om aan U met dankbaarheid te sing, lof van U te bring, vir U te loof en te prys. Dit laat 'n mens eintlik ervaar. Ek kan nou al huis toe gaan, dit was vir my die moeite werd om hier te wees, want dit is vir ons bevestig dat U God is. U is in beheer, en U is die Almagtige wat in genade en liefde met ons werk, en by ons is, en wat daardie sekerheid elke dag vir ons gee, vir ons daarmee help, om dan anders in hierdie wêreld te kan wees, dat die waarheid van wat met ons gebeur het, elkeen van ons wat glo in Jesus Christus, van die sekerheid van U genade en U trou, dis vir ons heerlik. En daarvoor kom sê ons dankie, en dan is ons gebed, Here, dat as ons nou na U woord gaan luister, en as ons daaroor dink, en onsself ook ondersoek in die lig van U woord, dat U vir ons sal help, dat ons kan hoor en dan weet, maar U is ons God. U is groot en ewig, en U maak van ons ook ewigheidsmense, want U gee vir ons die ewige lewe by U, en U maak ons vry van die ewige verdoemenis, van die ewige verlore wees. Ons kan maar net in verwondering vra, in stomme verbasing voor U staan. Here, en as ons dan Jesus sien as die lig vir die wêreld, dan kan ons net vra, wie is ons? Saam met die psalmdigter uitroep, wat is 'n mens dat U aan ons dink? Dat U vir ons omgee, dat U liefde vir ons onberekenbaar groot is. En daarom, Here, wil ons in hierdie wêreld vir U dien, vir U lewe, vir U gehoorsaam, in U trou, en vir U trou aan ons elke dag. Ons loof en prys U naam. Dankie vir U liefde in Jesus ons Here. Dankie vir die sekerheid daarvan, omdat U deur U Gees vir ons daarvan oortuig. Amen.
Uit die woord van die Here gaan ons twee psalms lees vanoggend, naamlik Psalm 100 en dan Psalm 101 daarmee saam. Die twee sluit pragtig by mekaar aan. Nou, wil 'n mens, wil ek dit net vir u so noem, die psalms was ook baie meer aan mekaar geskryf in die oorspronklike tale, en daarom is dit die indelings sodat 'n mens by 'n spesifieke gedeelte of 'n hoofstuk of 'n psalm dan kon uitkom, dis later in die tyd gedoen. So mens kan maar meer lees as jy wil, dit sal nie sonde wees om dit te doen nie. So Psalm 100 en 101 lees ons dan vanoggend saam. By Psalm 100 dien die Here met blydskap, 'n dankpsalm. Juig tot eer van die Here almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. En nou sê Psalm 101 en die opskrif: ek wil my daaraan wy om opreg te lewe. Ek wil sing van u troue liefde en u geregtigheid. Ek wil 'n lied sing tot u eer, Here. Ek wil my daaraan wy om opreg te lewe. Wanneer kom u na my toe? In my huis wil ek lewe in opregtheid. Niks wat sleg is wil ek nastreef nie. Ek haat wat verkeerd is. Dit mag geen houvas op my hê nie. Valsheid wil ek van my af weghou. Van kwaad wil ek niks weet nie. Wie sy naaste beskinder, wil ek uitwis. Hoogmoed en vermetelheid verdra ek nie. Ek kies as my amptenare die in die hemel, die in die land wat op God vertrou, die man wat opreg lewe. Hy kan in my diens wees. Geen bedrieger sal in my paleis diens doen nie. Geen leenaar kan my dien nie. In my daaglikse regspraak sal ek al die goddeloses in die land uitwis, almal wat onreg doen uit die stad van die Here uitroei. So dan dit ons skriflesing vir oggend, en dan is ons gebed dat die Here dit vir ons elkeen regtig ook duidelik sal maak. Nou, by Psalm 100 lees ons hier vers 3. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. En by Psalm 101 sê vers 2 vir ons: luister, Here, luister tog na my gebed. Hoor tog my geroep om hulp. Here, luister na my gebed. Maar as ons na hierdie twee psalms so saam luister en dan hier hoor waartoe ons opgeroep word en wat ons moet doen, dat ons die Here met blydskap kan dien, dat ons elke dag hier in die teenwoordigheid van God kan lewe as koninkrykskinders. En daarom was dit vir my belangrik genoeg om daardie verduideliking oor die koninkryk mooi te lees. Want dis nogal, dink ek, vir elkeen van ons as kinders van die Here 'n baie belangrike vraag. In hierdie wêreld waar ons as kinders van die Here, ons as kerkmense, in die Bybel word van kerkmense oor die algemeen gepraat as die volk van die Here,
en ons is sy eiendom, en dan vra mens vir jouself, in watter mate kry ons dit reg, dat ons lewe in die wêreld, elke dag, bietjie anders lyk, as die van die mense, wat die Here Jesus nie ken nie, wat nie aan God behoort nie, wat nie deel is van sy uitverkore volk nie. En as ons nou hier luister, dan staan hier vir ons, dien die Here met blydskap. Is daar iets van blydskap in ons lewens, en dit kry ons tog reg deur die Bybel ook, en in besonder as ons gaan kyk in die Filippense brief en op ander plekke. Hier in Psalm 101 se tweede vers sê hy, ek wil my daaraan wy om opreg te lewe. Onthou nou, die koninkryk van God het gekom. Jesus Christus het alles kom doen en afgehandel, sodat God se koninkryk in hierdie wêreld gevestig is, sodat ons in die wêreld vrede kan hê. En hoeveel daarvan ervaar en beleef ons. Maar kom ons gaan net hier op vers 3 van Psalm 100 net 'n bietjie dieper in, want hier staan in vers 3, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Nou, staan hier in hierdie kort vers nogal 3 baie belangrike goed. En die eerste is, erken dat die Here God is. As ons nou net die woorde so 'n bietjie gaan rondskuif, dan kan ons sê, die Here is God. Dit wil sê, bely, erken, dat die Here God is. Dan het ons 'n geloofsbelydenis. Dis wat ons bely. Nou sê die woord vir ons, erken dat die Here God is. Daar moet iets in ons lewens gebeur, voor ons lewe van elke dag anders gaan lyk. Nou, in die tweede plek word vir ons gesê, dan amper wil dit vir ons 'n vraag wees, of met 'n vraag saamgaan, hoekom sal ek nou wil erken dat die Here God is? Wel, dit kan 'n eenvoudige antwoord wees soos, maar ek kan nie sonder hom lewe nie. Maar wat sê die woord vir ons? Hy's God, hy het ons gemaak, en ons is syne. Nou, daaroor kan 'n mens nou baie praat, maar kom ons dink net daaroor. As ons nou vir ons iets gemaak het, wat ons sin is. Kom ons maak dit nou eenvoudig. Ons sit nou op banke, maar vat nou maar 'n stoel. As ek nou vir my 'n stoel gemaak het, waarop ek nou graag wil sit, dan het ek mos die reg om te sê, dit is my stoel, ek het dit gemaak, ek wil daarop sit. Niemand sal dan dink 'n mens is snaaks of vermetel of voorbarig of wat ook al, dis jou reg. Die Here het ons gemaak en ons is syne. Hy het ons ook nuut gemaak, sodat ons weer in die posisie kan kom, dat ons met blydskap vir hom kan lewe. En dan, hy's ons skepper. Ons is sy eiendom. Ons moet eintlik vra, maar hoekom wil ek hardkoppig wees? Hoekom wil ek nie vir God lewe nie? Hoekom wil ek hom nie met blydskap dien nie? Want dis waarvoor hy ons gemaak het. Dit is wat ons in hierdie wêreld moet laat sien en hoor elke dag. Dan raak dit vir ons ongelooflik belangrik. En as hy dan
as hy dan vir ons elkeen gehelp het, om te erken dat hy God is, dan besef ons, maar hy het ook vir ons, vir mekaar gemaak, om vir mekaar om te gee, om mekaar lief te hê, om in die manier wat ons mekaar dien en spesiaal laat wees, kry ons dit reg om aan hom gehoorsaam te wees. As ons dink aan wat die Here Jesus kom doen het, om die verhouding tussen ons en God te herstel, dan kom ons daarby dat ons besef, hy het homself geheel en al gegee. En daarom is ons sy volk, sy eiendom, sy kerk met 'n roeping en 'n opdrag in hierdie wêreld, naamlik om sy koninkryk te laat kom. In die 2020 vertaling staan, as ons hier lees, ons is sy volk, sy eie kudde, ons is sy trop skape. Dan sê die 2020 vertaling, die klein vee wat hy laat wei. Nou klein vee vir die skaapboere, bokboere, as hulle van klein vee praat, dan is dit hulle trots, en dan is dit waaroor hulle, wat vir hulle baie spesiaal is, waarvoor hulle baie omgee, dis hulle lewe. En ons is vir God, as 'n mens dit so kan en mag sê, ons is vir God, sy klein vee, vir hom baie spesiaal, hy het vir ons gemaak, ons is syne. Daarom is die vraag, hoe sien ons die Here, en in watter mate is ons bereid om toe te laat dat hy ons herder, ons leier is ons bereid om hom te volg, sodat ons by hom veilig kan wees, is ons bereid om deur hom gebruik te word in sy diens, om sy koninkryk te laat kom. As ons hier hoor, om te kan bely, om te kan leef, want onthou, bely is woorde, maar bely moet met ons lewe saamgaan. Ons hele lewe moet getuig, moet bevestig, moet laat gebeur dit wat ons bely. En daarom, as ons sê, die Here is God, as ons verder gaan, die Here is my God, die Here is ons God, en as ons daaraan inhoud gee, in die sin van, dit is vir ons 'n werklikheid, deur God se genade, in Jesus Christus, want hy is die hoof van die kerk, in hom behoort ons elkeen aan God, en is ons God se eiendom, dan raak dit vir ons baie, baie belangrik. Nou, ons leef nou in 'n tyd, ook mense is nie meer baie lief vir wet en orde nie. En mense is ook nie eers meer baie lief vir die wet van die Here nie. En hou ook nie so baie daarvan nie. En ek dink, een van die foute in hoe ons na die wet kyk, as ons nou almal op die paaie wil bestuur, soos wat baie mense dit in elk geval al doen, maar as ons nou almal wil bestuur soos ons wil, en daar is nou geen verkeerstekens nie, en ons jaag en kom en gaan almal net soos ons wil, hoeveel meer ongelukke gaan daar dan wees, hoeveel meer rampe gaan daar wees. Wette is absoluut nodig. Wette maak die lewe vir ons moontlik. Soveel te meer die wet van God. Nou, ek gaan vir ons nou net aansluit by Deuteronomium 5, by die wet, in aansluiting by Psalm 101, in aansluiting by wie God in Jesus Christus vir ons wil wees. Wat staan reg aan die begin, by die 10 gebooie?
Die Here het gesê, ek is die Here jou God. Ek het klaar vir jou gekies, jy is my volk, ek het jou gekies om myne te wees. En nou, sodat jy gelukkig kan wees, dat dit met jou goed kan gaan, dat jy voorspoedig kan wees, gaan lewe soos volg. Ek het jou uit die plek van slawerny bevry, jy mag naas my geen ander gode hê nie, soos wat ek vir jou alles gee, alles doen, wil ek hê, jy moet vir my ook voluit vir my lewe. Jy mag nie vir jou 'n beeld maak nie, dit wat ons daarop het. En wat sê die Here kort in die 10 gebooie, soos wat ons dit lees. Jy lees ons by vers 9. Jy mag nie ander gode vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, ek, die een aan wie jy behoort, eis onverdeelde trou aan my. As ons verder lees, jy mag die naam van die Here jou God, die naam van die Here jou God, ek is die Here jou God, met ander woorde, jy mag dit nie misbruik nie, want dan sal die Here vir jou straf. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Wat doen die Here hier in die 10 gebooie, in die wet, in sy liefde, in sy goedheid? Hy herinner vir ons regdeur telkens daaraan. Ek weet wat vir julle die beste is. Ek is jou God. Gehoorsaam vir my, leef in toewyding aan my. Jesus Christus het gekom en homself gegee, sodat ons die koninkryk van God kan wees. En weet julle, in hierdie wêreld moet ons elke dag gaan uitstraal dit wat God vir ons gee. Ek gaan so 'n paar verse nou oorslaan hier in die wet. Ons ken dit mos almal baie goed. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag heilig te hou. En dan sê hy, eer jou vader en jou moeder, soos ek, die Here jou God, jou beveel het. Telkens is dit vir ons die bevestiging. Daar gaan chaos wees, as ons maar net 'n paar wêreldse wette ignoreer. Hoeveel groter gaan die chaos wees, as ons in chaos in ons verhouding met God beginne leef. Daarom dien die Here met blydskap, sê vers 2 van Psalm 100 vir ons. Kom voor hom met gejubel. Begin by die begin. Erken dat die Here God is. Aanvaar dit in dankbaarheid. Eien dit vir jouself toe en gaan lewe dan met die sekerheid daarvan. Daar's van die skrifverklaarders wat sê dat waarskynlik wanneer die volk van die Here op pad was na die tempel toe in die tyd van die psalms, het die priesters so daar gestaan op die trappe van die tempel en langs die paadjie, hoe die opset ook al was, en soos wat die mense aangekom het die priesters gesing, lofliedere gesing, en dan soos wat hulle nader gekom het, gesing, gaan sy poorte in met lofliedere, met blydskap, dien die Here, gaan weer uit, gaan dien die Here in die wêreld daar buite. Nou, dit moes nogal baie treffend gewees het, dit moes dit baie positief gemaak het, en vir 'n mens baie aangenaam, as jy nou so hierdie musiek hoor, terwyl jy instap. Ek onthou daar in Algoa Park, het ons op 'n dag 'n geleentheid gehad, wat ons met 'n VGK gemeente 'n gesamentlike byeenkoms gehad het,
En ek het die Sondag middag na ete gou so 'n bietjie gaan lê, maar toe het ek nou bietjie lekkerder aan die slaap geraak as wat ek moes. En nou die pastorie was ook nou so by die kerksaal in die kerk en so aan. En toe ek wakker word en ek kyk op die horlosie en ek sien maar ek is nou eintlik al 'n bietjie laat, ek moes nou al by die kerk gewees het. En ek maak daar klaar teen die spoed van lig en ek storm daar om kerk toe. Toe ek so aankom, nou in die gemeenskap was dit wonderlik, maar toe sing die mense spontaan, daar's nie musiekbegeleiding nie, hulle sing net liedere en dan sing een hier en dan val 'n ander een daarin met iets anders en dan sterf die ene so weg en dan gaan hulle aan met daai lied. Ons ken hoe maklik dit vir hulle gebeur. En dit was nogal 'n wonderlike ervaring. En ek was dankbaar vir die geleentheid. Verslaap is gewoonlik 'n krisis, maar dit was toe nou iets baie spesiaal gewees om dit so te kon beleef. Ons moet moeite doen in hierdie wêreld om God se koninkryk spesiaal te maak. En waarin lê dit opgesluit? Waar moet dit gebeur? Dit moet in my gedagtes en in my hart gebeur. Ek moet erken dat die Here God is en ek moet in my liefde, in my dankbaarheid, dat dit my belydenis kan wees, gaan leef. Ek moet gaan sing, ek moet gaan jubel in hierdie wêreld, die wyse waarop ek dien en 'n verskil maak. Psalm 101 sê vir ons, ek wil sing van u troue liefde, u geregtigheid. Daarby vers 3, ek wil sing tot u eer, Here, ek wil opreg lewe. Hier's 'n klomp goed wat 'n mens net besef, hoe belangrik is dit vir ons. En daarom dink ek die vraag vir onsself, ons staan dan nou vanoggend nog hier aan die begin van die koninkrykstyd vir 2025. Dit lê vir ons voor tot daarin naby die einde November, begin Desember. En dan, hoe leef ek my lewe elke dag? Hoe is ek aan God toegewy? Hoe is ek daarop ingestel om nie anders met blydskap te lewe? Hoe is ek ingestel op ander mense? Ook oral, by die werk, by die skool, in my huis, hoe ervaar my vrou of my gesin vir my elke dag? Vrolik, vriendelik, dankbaar, met blydskap, of sommer beduiweld en ongeskik? Is ek 'n mens wat die lig, ons steek mos elke week die kers aan. Ons moet heel week ligmense gaan wees, dit moet ons help. Is ek 'n mens wat iets daarvan laat gebeur elke dag? Is die troue liefde, die geregtigheid en daarin die dankbaarheid vir dit wat God vir ons gedoen het, regtig in my lewe teenwoordig? Somstyds dink 'n mens goed wat jy wonder, moet jy dit nou dink? Maar so terwyl ek voorberei, toe dink ek vir myself, wat sou gebeur as God, sê nou maar, net vir 'n paar sekondes sal verander? Nie die God wees soos wat die Bybel hom vir ons beskryf nie. 'n Paar sekondes, dink ek, gaan te lank wees. Dit gaan die grootste krisis denkbaar veroorsaak. Ek dink dit gaan donker nag wees vir ons.
Maar God kan nie verander nie. Hoe wonderlik is dit? Ons moet verander om al meer aan sy beeld gelyk te wees. Gebeur dit in ons lewens? En ons het 'n opdrag. Ons het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n roeping. Maar weet jy, dis nie is nie oproep na die weermag toe om te gaan oorlog maak nie. Dis 'n oproep vir diens aan God om sy liefde in hierdie wêreld te gaan uitleef, om sy verteenwoordiger in hierdie wêreld te gaan wees, sodat sy koninkryk kan kom. Wat is die heerlike van wie God is? In Psalm 103 by vers 17 tot 19 lees ons: Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Die Here het sy troon in die hemel gevestig. Sy heerskappy strek oor alles en almal. Ons moet dit in die wêreld laat gebeur. Die feit, een van die baie treffende Afrikaanse woorde, onverganklik is die liefde van die Here. Dis die sekerheid waarmee ons elke dag kan lewe. En omdat God nie kan verander nie, sal dit nooit anders wees nie. God is wie hy is, en hy sê vir ons, kom, dien vir my, kom verteenwoordig my koninkryk, gaan leef dit voluit, met blydskap, met dankbaarheid, elke dag. Mag deur in my lewe God se koninkryk 'n werklikheid word, al meer elke dag. Amen. Baie dankie, Here, dat ons vir U kan aanbid, kan loof en dank en eer. Ons prys U. Here, ons sal nooit kan verstaan hoe dit moontlik is dat U vir ons kies om vir U te leef, om vir U te dien, om iets in hierdie wêreld te laat sien van wie U is en wat U gedoen het nie. Dankie vir die waarheid en die sekerheid dat U ons God is. En nou, dit wil ons bely, maar dit wil ons ook gaan leef. En Here, ons weet daar kom soms moeilike goed op ons pad, maar wil U vir ons dan met die wete dat U troon in die hemel gevestig het, dat U die ewige, van ewigheid tot ewigheid God is, en dit kan nooit verander nie. En wat ook al met ons gebeur, watter siekte, watter hartseer, watter groot gebeurtenis, dit maak nie saak nie. Ons bly net seker van die een feit, en dit is van U liefde. Maak vir ons draers van hierdie boodskap, deur U genade alleen, elke dag. Seën vir ons ook in hierdie week, Here, in hierdie vakansietyd. Ons bid vir van ons mense wat weggaan, wat lang afstande ry, dat U vir hulle sal bewaar. Ons bid vir ons land en ons wêreld met al die gebeure wêreldwyd. Here, en vanoggend en elke dag
ons die voorreg as u kinders, u volk, om te bely dat u God is, van daaruit te gaan lewe met die sekerheid. U is ten volle in beheer van alles, want u is God. Amen. Ons gee nou 'n geleentheid vir die offergawes. Dankie hier, Hemelse Vader, dat ons môre by mekaar kan kom. Here, dankie vir die boodskap wat ons hier ontvang het. Here, ons vra ook so dat u die gawes wat ons hier opgeneem het sal neem en dat dit in werking sal stel hier in die gemeente. Ons vra dit in naam van God. Amen. Daar sê, kom ons kyk gaan, ek het so 'n paar afkondigingkies. Soos jy sien is dominee Robbie met verlof tot die 20ste toe. Dominee Matthäus is hier by ons in daardie tyd. Hy staan ook in daar met pastoraal. Sê vir hom ook baie dankie dominee. Die kerkkantoor soos jy weet is nou van maandag af gesluit tot die 11de toe. Neem toch daar kennis asseblief. Ek het een verjaarsdag, Lynn Abstel vandag en ook allemaal wat in die week verjaar. Mag julle werklik in die nuwe lewensjaar God se liefde en sy omgee ervaar. Ek het 'n gebedslysie hierso van vir 'n paar name, Mavis Klee en Walter Klee, herstel na operasie, en dan ons bid nog steeds vir Brian en sy familie. Sy pa se roudiens was nou verlede Vrydag gewees, en dan Sannie Pieterse sukkel ook met haar gesondheid, en dan bid ons ook nie algemeen vir almal wat swaar kry, almal wat siek is. Die Here weet wie hulle is. Kom ons dra hulle aan die Here op, vir sy genesing en vir sy liefde ook. Baie dankie. Soms kry 'n mens versoeke wat moeilik is, soms kry 'n mens versoeke wat heerlik is. Laat julle twee, laat stap gou saam met Lynn vir my na, of sy kom sommer lekker alleen. Sy is ons verjaardag meisie vandag. En ek het 'n presentjie. Ek het spesiaal vir jou 'n presentjie. Ek sal haar sommer saam neem huis toe. So, daar sy. Daar sy, ag kyk hier. Baie dankie almal. Baie geluk. Ons bid elke dag vir jou en ons vertrou die Here gaan vir jou 'n baie lekker dag gee. Baie dankie, Dominee. Daar sê.
Ons sing nou lied 499. Daarna gaan ek vir ons die seën uitspreek en ek gaan dit doen in aansluiting by 'n paar verse in Psalm 57 en daarna sluit ons af dan net met die amen of die gaan dan heen. So lied 499, ons sing nou die 3 verse daarvan. Niemand meer, sy almag en geen beke. Hy is van ewigheid eer. Hy skenk die sonde Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U soek ek skuiling. Onder U vleuels sal ek skuil tot die bedreiging verby is. Ek roep na God, die Allerhoogste, na God wat my sal help. Hy sal uit die hemel antwoord en my red. Hy sal die wat my jaag, die stryd laat verloor. God sal altyd antwoord in sy liefde en trou. Amen.